Ons vat gou vinnige breek, moenie te ver gaan nie, kry 'n koppie koffie, vat 'n breek van die eksamentyd en leer goed daai dingetjies af. Kom sit en kyk saam waar gesels ons alles. Man, ek hou tog so baie van rugby, ek kon nie wag om hierdie groot seun, ek beloof as hy regop staan en hy baie groter as ek, saam met my hier te hê nie, hy is obviously 'n rugby speler, so voordat ek hom aan julle almal gaan voorstel, wil ek net gou vir julle vertel, die naweek wat verby is, het ons vir 'n rugby gestream, soos wat ons beloof het laasweek, onthou julle. Ons was by Affies Park gewees die naweek, en WAP het daar 'n bietjie teen Suiderhof, Walvisbaai Privaat Skool en Moria gespeel, en dit lyk vir my, as ek so na die puntetelling kyk, of WAP 'n goeie oefensessie hierdie naweek wat verby is, deurgehardloop het, behalwe teen Moria. Die manne ry ver en hulle kom nie ver om te verloor nie. So ek hoop julle het die games wat ons vir julle gestream het verskriklik geniet. Dankie Spur, want sonder julle kan ons dit nie doen nie. Nou. So soos julle kan sien, sit hier 'n gimmiesman hier langs my. Ek het hom gegroet en gesê hallo Winsie, en toe ek moes opkyk om hom te groet, besê ek nee, hy's nie 'n Winsie nie. So ek wil vir jou geleentheid gun om jouself aan die mense daar buite voor te stel. Sê vir ons jou regte naam wat op jou geboortesertifikaat staan, en dan hoe oud jy is en wat se posisie jy speel op die rugbyveld. Hallo almal, so ek is Vincent Scholz, die kaptein van Windhoek Gym se eerste span rugby. Ook bekend as die King Prize Lions. Ek is op die oomblik nog 17 jaar oud, ek raak eers 18 in Junie, en ek speel op die oomblik 8ste man by my skool. Quick question, hoeveelste Junie verjaar jy? Die 8ste Junie. Die 8ste? Kyk nou hier, groot drome. My jongste seentjie verjaar op die 8ste Junie. So eendag gaan hy ook 'n groot rugby speler wees, ek weet dit sommer net. Luister, kom ons spring net van die os op die jas, kom ons gesels gou ernstig. Almal van ons weet in die naweek wat verby is, was die interhoor. Nou die interhoor vind plaas tussen Windhoek Gimnasium en VHS, né? Vertel bietjie, ek was nou ongelukkig nie daar gewees nie, want ek het die derby gaan kyk. Maar vertel vir my, wat het op die rugbyveld gebeur? Yes, ek dink was 'n wonderlike wedstryd, tough competition. Op die einde het ons spannetjie dit deurgetrek om te wen en so aan. En ek dink daar was baie mixed emotions. Ek het na die game was ek 'n bietjie lost for words, sal ek nou sê. Maar van blydskap en bietjie hartseerigheid, as baie van ons seniors wat ons laaste introer op skool is, en maar ook blydskap, ons het dit deurgetrek op ons laaste jaar. Alright, luister, sê gou 'n bietjie vir my, wat se tipe gevoel ervaar jy? Hoe is dit vir jou om jou leier van jou rugbyspan te wees en dan met so 'n groot event op die veld as hulle leier uit te draf? Nee, ek dink dit is bietjie in 'n manier onbeskryfbaar. Ek weet daar's baie pressure en responsibilities wat op my rug is en so aan. Ek weet my span hulle kyk baie op na my, hulle kyk op na my dat ek moet besluit maak onder baie pressure en so aan. So ja. Fun fact, en ek weet jy gaan dit nou nie glo nie, want ek weet ek lyk jonger as wat ek eintlik is, maar ek was Windhoek Gimnasium se heel eerste senior of die onder 19 kaptein gewees in 2008 toe die skool oopgemaak het. Nee, so ons stap al baie jare, so ek weet waarvan jy praat en ek weet daarvan en ek wil maar net vir jou 'n handeklap gee, so stil. Dis baie werk en dis baie verantwoordelikheid op iemand se skouers om ook nederig en dankbaar te bly vir dit wat ons het. So, wat dink jy?
is die grootste verantwoordelikheid wat 'n kaptein kan dra? Nie net op die veld nie, maar van die veld af ook. Ek dink op die veld en ook as die veld, en ook af die veld af, ek dink eerstens is om lead by example. Baie van die ouens kyk op na my en ook op die veld veral om die regte besluit te maak onder baie pressure en so aan. So ek dink dit is baie belangrik daarvoor kies. So as jy sê lead by example, byvoorbeeld nou as jy besig is om fiksheid drills te doen, dan kat jy nie corners nie, dan doen jy alles reg. Ew, ek hou nie van dit nie. Ek was nie so kaptein gewees nie. Nee, ek spot sommer net met jou. Maar jy het nou net, toe ons besig was, toe sê jy mis bietjie skool uit hierdie jaar. Een van die interessante en baie lekker redes daarvoor is, omdat jy deel is van die nasionale groep. Nee? So sê gou vir my, hoe is daai ervaring sover vir jou? Het jy dit verwag om gekies te word daarvoor en wat presies doen jy vind plaas met die nasionale groep? Ek dink dit is 'n wonderlike experience. Ons maak nou môre klaar met ons oefenkamp. Ek dink enigiemand weet jy gaan gekies word in die begin nie. Ek dink almal gee maar hulle beste en hoop dat jy gekies word. En ja, nee, dis ook 'n wonderlike experience. Nou kyk, ek het nou gesien met spanne wat gekies word, wat nou nie noodwendig die skoolspanne is nie, maar gemengde spanne is wat saam vorm, kry anderste coaches as die coaches wat julle by die skole het of whatever. Hoe ervaar jy die oefen deel daarvan by die training camp, waar jy nou tans is met die nasionale span? Hoe vergelyk jy dit met dit wat julle by die skool doen saam met jou skoolspan? Ek dink daar's definitief 'n verskil van intensity, waarmee ons oefen en so aan. Obviously is dit so 'n bietjie te mekaar, want dit is nou oudjies wat jy nou nie ken noodsaaklik nie en so aan, maar ek dink veral intensity is baie hoër as 'n ander tipe rugby en op 'n ander vlak. Dit klink baie lekker. Dit klink soos iets wat ek net sal sit en kyk en nie saam doen nie. Watse goals het jy vir jouself geset vir hierdie jaar? As ek nou reg verstaan, dis jou laaste jaar vir skoolrugby. Is daar iets spesifieks wat jy graag wil bereik hierdie jaar met jou laaste jaar wat jy skoolrugby speel? Kyk, ek dink ek wil hierdie jaar elke game wat ek speel, elke iets wat ek doen hierdie jaar 100% doen en ook my rugby, hoe sal ek nou sê, my knowledge, my skills bietjie improve, want ek wil baie graag 'n rugby carrière begin. Dit is een van my groot drome om eendag professionele rugby te speel. So ek dink hierdie jaar het ek net besluit ek gaan alles wat ek doen 100% doen en ek dink daar sal altyd ietsie goeds kom van dit as jy iets 100% doen. Ons het vroeër 'n bietjie gesit en gesels. Dis nou 'n vraag hierdie wat nie op my lysie is nie. Toe jy gesê jy het nie nou groot planne om miskien te swat volgende jaar nie. Jy wil eerder regtig in jou rugby carrière inklim. Nou, maar as jy dit wil doen, waartoe werk jy? Is daar iewers spesifiek waartoe jy wil gaan, waar jy wil betrokke raak of hoe wil jy daarbey uitkom? Kyk, ek dink op die oomblik kyk ek na oorseese rugby. Praat met party mense oor dit en kyk, stuur my goedjies in en so aan. Maar daar's baie meer opportunities daar buite. Ons het gekyk na SA, maar dit is nogals moeilik as 'n buitelander om in SA in te kom, want jy het 'n no-name. Jy's 'n no-namer as jy daar aankom. Na manne sal van kleins af bou hulle vir hulself 'n naam op in SA. So ek dink ja, kyk vir oorsee. Ek het 2 maatjies wat oorsee rugby speel. Hulle is al groot ooms, maar dit maak nie saakie. Die geleenthede het gekom en hulle het dit aangegryp en hulle kyk nog nie 'n dag terug daarna nie. So ek wens vir jou alle sterkte toe. Net soos wat ons almal iemand het na wie ons opkyk en ek wil graag soos hy wees of graag soos sy dinge kan doen. Ek het na sulke mense wat ek opkyk as ek skeidsreg, nee, wat my inspireer. Wie is jou rugbyheld en hoekom? Kyk, ek dink ek het nie nou net een nie. Ek het 'n paar, maar ek noem maar die een wat bietjie meer uitstaan vir my as die ander. Pieter Stef de Tooy, wat op die oomblik die Springbokke speel. Ek dink veral sy intensity, sy workrate op die veld is om iets na op te kyk en hoe hy homself hanteer onder immense pressure. Ek dink dis nogals vir my baie belangrik. Wel, lekker Pieter. Good job. Keep inspiring the children. So ons het al hierdie gesprek gehad 'n bietjie vroeër, maar ek wil net weet, ek weet jy het 'n frozen tandeborsel.
Ek wil nou weet, het hy 'n prentjie van Elsa op of het hy 'n prentjie van Anna op? So, het 'n prentjie van albei. Prentjie van albei, ja. Albei. Ja. Gebruik jy die strawberry sprinkled tandepasta of die bubblegum flavored ene? Nee, okay, so daar het ek nou bietjie teruggegaan na die bubblegum enetjie toe. Ek het maar ja, die bubble enetjie gebruik ek. All jokes aside, hy gebruik 'n normale tandeborsel, ons het regtig hieroor gepraat. Wat blou is. Wat blou is. Maar dis my laaste vraag vir hom en ons gaan hom lekker lighartig eindig, nê? Daar's een ding wat ek wil weet. Ek gaan sonder my sak nêrens as ek 'n vletjie in hom het nie, nê? As jy nou met 'n sak rondtravel want jy speel rugby, ek bedoel jy kan nie met jou klere en jou goed net ronddra in jou hande nie. Wat is 'n key ding wat altyd in jou sak moet wees en hoekom? Verwys jy nou na om as ek nou op rugby toere toe om my rugby sak, ek dink die belangrikste is seker nou jou tokse. Ja, ek dink jy kan seker sonder tokse speel nie. En dan tweedens ja, ek het nie regtig, ek dink tokse is my belangrikste. So daar's nie jy het nie 'n snaakse dingetjie wat jy saamry soos 'n kom ek vat 'n voorbeeld, ons oudste seun, nou dat hy in die hoërskool ewe skielik is, kan nêrens gaan sonder sy headsets om musiek te kan luister om te bedaar nie. Het jy nie so iets nie? So dis net jou tokse is jou belangrikste ding. Okay, ja, nee, so ek luister nou nie musiek voor ek ek's nou nie daai mens nie, maar as jy nou so vra, ek dink my asma pompie. Dis belangrik. Ja, ek sit met 'n asma probleem. Van kleins af gebore met dit en so aan. So ja, asma pompie moet altyd in my sak wees. So onthou nie vervolg as iemand vir jou vra wat is die belangrikste ding, asma pompie eerste en dan tokse, nê? Jy kan nie hardloop nie. Jy moet asemhaal nie. Nee, ek spot sommer net met jou. Luister, hierdie was nou vir my baie lekker geweest. As daar nou enigiets is my grootste ding is en hoekom ons hierdie doen is om met kinders betrokke te wees. Jy is nou al 'n groot jong man, nê? Maar om betrokke te wees ook met die jonger kindertjies om hulle te inspireer om in ons land voort te gaan met sport, nê? En daar's vir my niks lekkerder. Ons gaan baie keer as daar liga wedstryde is dan host van die klubs wat hulle die jonger ouetjies, jy weet, 'n bietjie training doen en sulke tipe van dinge. Vir die klein boetiekies daar buitekant wat nou uitkyk wat graag ook groot rugby spelers eendag wil wees. Wat is 'n key note of 'n ietsie mooi wat jy vir hulle kan sê wat hulle gaan verstaan om saam met hulle te dra dat hulle ook eendag soos jy die passie vir rugby kan deel? Ek dink ek gaan nou net kort en kragtig eindig op dit. So klein vrys, hardwork beats talent. Ek dink dis baie belangrik jy kan die talent hê van verskriklik baie mense, maar as jy nie bereid is om die werk te doen, self op die spot te sit, te doen wat jy moet doen en harde werk in te sit, jy gaan nie iewers kom nie. So ek dink dis baie belangrik. Ongelooflik. Vincent, baie dankie. Ek sal weer vir Vincent noem en julle graad 8 is moet pas op en in julle spore trap, nee, so groot oom hierdie. Nee, ek spot sommer net. Baie dankie en sterkte vir julle vir die liga en sterkte met die oefenkamp wat nou amper klaar maak en met julle eksamens nog hierdie jaar. Mag dit goed gaan, mag die Here julle span seën en julle sonder enige beserings hierdie jaar klaar maak. Ek vat vinnige breek en dan gaan ek met julle oor nog 'n paar ander lekker dinge gesels. Bye. Blykbaar het ek alweer iets verkeerd gedoen. Ek sal maar nou hoor wat ek verkeerd gedoen het, nê? Maar anyway, luister nee. Ons het ook natuurlik vir Christen gestuur
dankie en donkie Toyota, want toe kon hy rondry, om 'n interview te gaan voer met coach Herman. Hy is dan die hoofafrigter by die Akademie vir die Nasionale Training Camp, is ek reg? Vir die Rhino Week, is ek reg? Ek is reg, Christen sê niks nie, maar my ander man het bevestig, ja, ek is reg, nee. So, onthou wat ek sê, Christen is 'n baie cool ou. Watch the space, check die interview. Wie ook al met downloads besig is, kan julle stop, want nou wil ons video nie werk nie. Nee, maar geen net kans, ons vra groot om verskoning daaroor. Ek verstaan nie nou lekker hoekom ons hak nie, maar ons gaan die video vir julle, die interview met coach Herman vir julle post op ons social media, dan kan julle almal wat deel is van hierdie kamp gaan check wat julle coach te sê het en die mamas en papas sommer ook dan bewus word van al die verwagtinge en dinge wat daar moet gebeur. So, ek wil net vir julle sê, ons het 'n besige naweek, hierdie naweek wat op ons wag. By Wanderers Saterdag, lyk dit vir my is die age groups onder 14s, onder 15s wat by die Capricorn Netball League speel en ons gaan daar wees om dit vir julle te stream, sodat as julle soos ek tussen 3 kinders moet rondhardloop Saterdag, asseblief nie 'n wedstryd hoef te mis nie. En te danke aan Spurs Steak Ranches, kan ons ook by Vegkop Saterdag vir julle gaan rugby stream. So, dan hoef julle dit ook nie te mis nie, want imagine nou Wanderers Vegkop, Windhoek Gymnasium. Want by Windhoek Gymnasium is daar 'n chokkerdag hierdie naweek aan die gang. Ons kan nie wag nie. En, weet julle wat is die beste van alles? Al die kinders, luister mooi. Mamma en pappa, trek die kontantgeldjie. En as jy nie wil, moenie worry nie, daar is swipe fasiliteite ook, want Living Ball gaan by Windhoek Gymnasium 'n stalletjie hierdie naweek. Ek kan nou vir julle sê, dit is die coolste balle, dit is vir my so mooi, en al 4 my kinders in my huis besit elkeen enetjie, dit is hoekom, jy weet, ek nie my hare gekam het vandag nie, want ek moet Living Balls koop. So bring maar die ou geldjie saam, kom ondersteun Living Ball, maak al julle kinders se harte gelukkig, want 'n gelukkige kind, geef ons 'n gelukkige ouer, nee, ek spot sommer nie. Dan, voordat ek moet afsny vanaand, wil ek met baie opgewondenheid julle net herinner, dat dit amper tyd is, vir ons Namibia Youth Invitational Week. Ek kan nie wag nie. 7 tot 12 Julie, baie spanne en ons gooi sommer net enetjie saam in die sak, ons gaan 'n bietjie hokkie ook doen daarso. So ek kan nie wag nie, moet dit nie mis nie, hou ons social media dop, we're keeping you posted, we promise, it's gonna be a, like Uncle Sean says, humdinger. Ek hoop julle het 'n geseënde donderdag verder. Almal wat hierdie naweek sport doen, ek hoop dit gaan goed met julle, dat almal sonder beserings kan huis toe gaan en dat julle dit regtig net sal doen omdat julle lief is vir die sport. Pas julle op, goed gaan. Lekker aand by. Preview.